Sommige mense glo dat dit naïef of selfs verkeerd is om seëninge te verwag in ruil vir tiendes, maar wat sê God se woord daaroor? Leraar Mundiali Wali van Zambië vertel die storie van Daka, 'n boer wat jaar na jaar gewerk het, maar sy oeste was skaars genoeg om sy familie te voed, laat staan nog om enigiets te verkoop. Daka het hoop verloor. Eendag het 'n vriend hom kerk toe genooi. Daar het Daka gehoor hoe 'n prediker praat oor 'n God wat die seën wat sy opdragte volg, ook die teruggee van tiendes. Aanvanklik was Daka skepties, maar wanhoop het hom op sy knieë gedryf. Hy het gebid: God, as U my seën soos die prediker sê, sal ek die tiende aan U teruggee. Daardie plantseisoen het Daka sy gewone roetine gevolg, maar toe die oes kom, was dit 5 keer meer as die vorige jaar. Hy het besef dit was 'n toets, en Daka het gekies om sy belofte na te kom. Hy het die tiende aan God teruggegee. Tiendes gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor vertroue in God en sy woord. En om seëninge na tiendes te verwag, is presies wat die Here self ons nooi om te doen. In Maleagi sê hy: beproef my hierin, en kyk of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en vir julle oorvloedige seën uitstort, dat daar nie genoeg plek sal wees om dit te ontvang nie. As jy God nog nooit so getoets het nie, nooi hy jou om vandag te begin. Soos ons tiendes en belofte offergawes terugbring, laat ons begeertes laaste stel en God eerste.